vir die gemeente en die kerkraad ook, julle is 'n blessing vir ons ook. Goed, nou gaan ek 2 weke weg, en kom ek terug, dan praat ek oor die moeilikste tema wat daar is. So raai wat, ons gaan vanmôre oor geld praat. En ek wil vir julle verduidelik hoekom. Ek wens hierdie kamera was omgedraai gewees, dat julle julle eie gesigte kan sien. Ons het toe ons in Robertson gekom het, ek het die aand Kersdag 12:00 het ons deur die eerste stel liggies gery, en ek het vir die Here gesê, help my om alles te vergeet van kerk, en dat ons U net dien vir wie U is. En die 2 goed wat ons uitgehaal het, was lidmaatskap en offerande. So julle sal weet, dat die hele jaar deur, praat ons nie oor offerandes en tiendes, en die opneem daarvan, en hoe dit werk nie. Maar ek het vir die Here gesê, dat in die 10de maand, sal ek 1 Sondag 'n jaar neem, om die mense toe te rus. En as ek die woord toerus sê, dan is dit oor dat ons, ek wat hier voor staan, 'n absolute getuie is, van as jy gehoorsaam is daarin, dat die Here waarlik vir jou voorsien in elkeen van jou behoeftes. Is daar nog iemand wat dit kan getuig? OK, ek so bly ek gaan vir die res van julle preek. Nee, ek speel. Hoe julle gaan, is spyt wees ek's terug. Geld vir die kerk. As jy dit in jou kop het, verstaan jy klaar nie waaroor dit gaan nie. Wanneer ons praat oor geld vir die kerk, is daar soveel fasette wat dit behels. En daar's soveel skrif, wat ek wil amper sê dat mense misbruik dit, om hulle eie kerke te bou en hulle self te verryk. So ek hoop vandag, dat ons vir julle konteks kan skep, oor waaroor dit gaan, wanneer ek geld gee. Die verskil tussen tempelbelasting, tiendes, offerandes, en saad, en 'n dank of 'n lofoffer. Want daai is alles verskillende goed. En nee, broer en suster, of boeties en sissies, soos Tristan sê, jy hoef nie vir alles geld te gee nie. Want ons is nie in die tyd waar ons 'n wet volg nie. Ons is in 'n tyd waar ons onder die genade van die Here leef. En as jy onder die genade is, dan gebruik jy die riglyne as 'n riglyn, en nie as 'n wet nie. So, baie van julle lyk spyt dat julle hier is vanmôre, maar hier gaan dit, maak gereed. Die eerste skrif wat ek graag wil aanhaal, is om te sê dat Jesus by die tempel aangekom het in Kapernaum, as julle kan onthou, en hy het ingestap en die mense het vir hom gesê, of vir die disipel, hoekom het Jesus nie offers ingegooi, geld ingegooi nie? Nou dis die eerste ding waaroor ek wil praat. Tempelbelasting was niks te doen met geld vir die Here nie. Dit was ook niks te doen met om dit na die huis van die Here te bring, sodat hier spys in die huis kan wees nie. Tempelbelasting in daardie tyd was, wanneer jy 'n gebou ingegaan het, of die tempel ingegaan het, het jy betaal soos wat jy by 'n museum sou betaal vir 'n besienswaardigheid. En daardie tyd het hulle geld gevat, wanneer jy net by die gebou instap, moes jy 'n ingangsfooi betaal, om te sê ek wil ingaan in die gebou van die Here. So dit was soos 'n museumkoste, of 'n ingangskoste. En kom ons lees dit. Ek wil net gou vinnig sien, is the Kanyisa team here? Are you guys here? Not here. Okay. Maar dan sê hulle mos Afrikaans. Prys die Here. Die skrif lei so vanaf vers 24 tot 27 in Matteus 17. En toe hulle in Kapernaum kom, het die wat die tempelbelasting ontvang na Petrus gegaan en gesê, betaal julle meester nie tempelbelasting nie? En hy antwoord, ja. En toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor en sê, wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Hoor julle? Tol soos 'n tolhek, ingangsfooi. Wie neem dit van die mense? Van hulle seuns of van die vreemdelinge?
En Petrus antwoord hom en sê, van die vreemdelinge. Jesus sê toe vir hom, dan is die seuns mos vry, maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom, en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry. Neem dit en gee dit aan hulle, vir my en vir jou. Nou daardie was bekend as 'n drachma. Dit het 2 drachma gekos per persoon om in te gaan by die gebou. Ek het nou die dag saam met Tristan gery, toe sê ek vir hom, 90% van ons geloof is ongelooflik. Want die stories wat hulle daar vertel, imagine. Jy het nie jou offerhande hier ingegooi nie en ons sê, okay, gaan gou stilbaai toe. Dan gooi jy, vang net gou 'n visie. Eerste een wat jy kry, kyk jy binne in sy bek is jou offerhande. Bring jy dit vir ons, dan gooi jy dit hier in. Nee, dankie, hou dit. Ek moet daai visgeldjie hier, want ons nou tel op maandag. Maar Jesus het dit met 'n baie spesifieke doel gedoen. Kan ek dit verduidelik? Jesus sê, die seuns is vry. Die oomblik wat daardie wonderwerk plaasvind, was dit God die Vader, wat 'n wonderwerk gedoen het, dat Jesus, sy seun, iets na die tempel toe kan bring, sodat die mense nie aanstoot neem, omdat hy nie ingangsfooi betaal nie. Moenie dat iemand hierdie skrif aanhaal en vir jou sê, dis offerhande of tiendes nie. Dit was 'n ingangsfooi, tolgeld om in te kom. Goed, het julle vir tempelbelasting? Prys die Here, dankie Tinka, lekker om jou terug te hê. Die tweede een waaroor ons praat, is dalk die moeiliker een. En dit is 'n tiende. Nou ek gaan vir julle lees, soos wat ons dit in die skrif het, en ons ken dit baie goed, maar ek wil dit graag aanhaal weer, dat julle die woorde goed hoor. In Maleagi 3 kom dit voor in die Ou Testament vanaf vers 10 tot 12. Hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkane vir julle afweer, sodat hy uit die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Ek wil graag die Engels aanhaal vir die laaste stukkie. And all nations will call you blessed. Dit is uit die 10de beginsel. Nou, hoe het dit gewerk? Ek het nou die dag het 'n ou met my 'n debat gevoer, toe sê hy, eintlik moet ons tegnies 23.3% van jou inkomste gee. En hulle het die berekening daarvoor gedoen. Ek wil graag die goed vir julle voorlê, vir hierdie rede, dat iemand julle nie verwar nie, maar dat julle in die skrif gaan kyk, wat die waarheid rondom dit is. In daardie tyd was daar 'n 10% wat die Levitiese tiende was. Dit was om die mense wat by die kerk werk, te sorg voor. Nou kom ons praat oor 'n praktiese element. Julle het definitief verwag, dat of ek of Tristan of albei van ons hier moet wees vanmôre, is ek reg? As jy in die week bel, en sê, hallo, is jy beskikbaar? Ja, want die kerk betaal my 'n salaris. Verstaan julle? Julle lyk al kwaader. Ok, vergeet van ons. Jy definitief verwag dat die ligte moet aan wees, reg? Dat die klank moet werk en die aircons moet hardloop. Dat daar koffie moet wees. Dit noem ons 'n Levitiese tiende. Dis die geld wat na die kerk toe kom, so die operasionele kostes van die kerk gehardloop kan word. Dis 'n Levitiese tiende, as julle daai woorde kan onthou. Abraham was die eerste ene wat gesê het, ek gaan 'n tiende bring, en hy het dit na die Here toe gebring in Genesis 28:22. En dan, in Levitikus 27:30 sê dit, elke tiende van die land, van saad en van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Ok Alex, maar daai is mos Ou Testament. Hoor gou wat sê die woord. Wanneer ons gaan na Matteus 22 toe,
Want hierdie was 'n baie moeilike gesprek, nie vandag nie, maar in die Bybelse tyd ook. Die gesprek het aangedui dat hulle vir Jesus probeer uitvang. Want om hom oor geld te vra, sou die moeilike vraag gewees het. Matteus 22:19-21 sê, geveinsdes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring, en hy sê toe vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, die keiser se. Daarop sê hy vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Nou hoor gou hier, aan God wat aan God toekom. Waar is die verwysing of die berekening, of waar moet hulle verstaan die woord toekom? Hulle gebruik die verwysing van die Ou Testament, en Jesus verwys na daardie verwysing. Nou, hoe werk die geld hier by die kerk? Ek gaan nou na die ander 13% verwys. Wanneer julle geld inbetaal of in die bokse gooi, dan word dit getel of gebank, en dan word daar berekeninge gemaak. 10% van alles wat ons inkry, betaal ons oor onder die woord statutêre fondse, en dit betaal ons oor aan hoofkantoor. Daarvan word 2 persentasies gesplit, 5% gaan vir die operasionele deel van die Boland streek, wat dan nou al die hofsaake en al die ondersoeke en die toerusting en al die leierskap, opleiding en alles behartig, en die ander 5% gaan na die hoofkantoor toe wat by die AGS is. In die tyd wat ons gebou het ek vir die kerkraad gesê, ouens, ons kan nie compromise nie. Daar was maande wat ek my 10de moes betaal, dat hulle vir my salaris kon betaal. Maar ons het elke maand ons 10de oorbetaal. Want ek kon nie waag om op my eie insig te staat te maak, of om in hierdie bouprojek na myself te kyk, of in mense se oë te kyk vir 'n mate van vergunning nie. So wanneer ons praat oor die 10de, is dit die verwysing uit die Ou Testament uit. En Jesus sê dan ook, dit is die toekom deel, wat dan nou daar gebruik was. Die ander 10% was vir fees en aanbiddingstiendes gewees, dis wanneer daar feeste gehou was, dan het hulle 10% gebring in Deuteronomium 14, en dan was die ander 3%, dis 3.3333%, want hulle moes 10% elke 3 jaar gee, wat dan pakkies opgemaak het of geld opgemaak het vir die armes. En dit was die berekening gewees. Nou by ons beweeg ons nie na die feeste toe nie, en ons beweeg nie na die 3.333% nie. Ons gaan op die skrif, want onthou dit was binne die Joodse kultuur om 'n fees te hou, en hulle het mos nou al die geld in een bak gegooi, en dan het die kerk vir almal gesorg. Dis nie noodwendig dieselfde situasie by ons nie. Ag, shampies. Is okay, julle, ons het almal kinders gehad, jong, het gesien van hulle is al 'n matriek. Hulle kan net nie onthou nie, dis al. So wanneer ons oor tiendes praat, dan sê ek, die kerk is gehoorsaam daaraan, ek is gehoorsaam daaraan, en ek het soveel getuienisse wat ek wil deel. Die Here het nie noodwendig 500.000 rand gegee as ek 500.000 rand vra nie, maar die Here het wel elke dag gesorg dat daar kos in my huis is. En die Here werk snaaks. Hy wil ons afhanklik hou van hom. So sodra jy dink jy vra 500.000 om vry te wees, ag, is daar iemand wat sê, Here, as ek net my skip kan inkom, dan gaan ek u dien. Nee, jy gaan nou geld gebruik om naweke weg te gaan. Gaan jy dalk hier by die kerk uitkom nie. Die Here voorsien soos ons gaan, maar as ek nie daai bydra maak nie, dan voel ek nie vrymoedig om te vra nie. Dis nie hoe God werk nie, maar dis hoe ek werk. Want dan weet ek het vrymoedigheid om te sê, Here, ek het my deel gedoen, u doen die res. Ons werk dan nou by ons nie met die feesoffers nie, ons werk nie met die bedrag vir die armes nie, ons werk met die res van die terme wat ons noem offerande, ons werk met saad, en dit is alles in die Nuwe Testament oortuig. So in die Nuwe Testament sê dit in Lukas 21 vers 1-4 oor 'n offerande, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want dieselfde maat waarmee jy meet,
sal weer vir jou gemeet word. Hierdie is binne die konteks van 'n offerande. Wat is 'n offerande? Dit wat jy bring. Nou die offerande word baie mooi beskryf in Deuteronomium 16, al 'n verwysing in die Ou Testament. Hy sê, niemand mag met 'n leë hand voor die aangesig van die Here verskyn nie. Elkeen moet gee na die seën van die Here wat aan hom gegee is. Offerande is nie jou tiende nie. Jou tiende is nie wat jy betaal op 'n plek waar jy nie kos kry of bedien word nie. Dis baie spesifiek. In ons kerk vra ons, haal asseblief jou naam af as jy jou tiende betaal. Want dis die probleem in kerk, waar name by tiendes geskrywe was, en by offerandes geskrywe was, dat ons mekaar in 'n posisie begin plaas het. Is ek reg? Ek nou gedinge gaan daai los, maar die Gees sê ek moet maar praat. Want vir baie jare het pastore 'n Excel spreadsheet aangevra oor die tiendes en die offerandes wat ingegee is, met jou naam. En die hoogste bedrag het bo begin. En dan het hulle so deurgegaan, en as jy 1 maand geskiep het, dan volg hulle jou op, hallo suster, die Here het jou op my hart gelê. Hy lieg, jou naam was nie op die Excel spreadsheet nie. Want dit was 'n versekering van dat God uit die equation gestuur word en dat 'n mens die bron geword het. Die oomblik toe ons dit doen, julle, onthou ek sê hierdie kerk, het ons 'n berekening gedoen, in 7 jaar het hierdie kerk se inkomste met 322% gegroei. Die Here. Want ons het nie name nie. Ons het nie Excel spreadsheets nie. Dit is die Here. Dit is die Here. En die oomblik wat dit oor die mense gaan, oor jou offerande, oor hoeveel jy gee, oor jou naam, dan wonder ek, wat verwag jy? En ek gebruik die voorbeeld. Sê nou maar 2 mense bel my op dieselfde tyd. En die een se tiende is R30.000 en die ander een se R30. Ek weet hoeveel jy gee want jou naam is op die lys. Dan word ek in 'n posisie geplaas om te kies. Nie wie's die ernstigste nie, maar wie wil ek behou in die kerk? Is ek reg? En daarom sê ons in die gemeente, ons het ook mos fondsinsamelinge probeer hou. Toe maak ons 'n carry en 'n reis. Hy selfe aand moes ons toe nou jammer sê, geld teruggee, die AGS mense kan nie vir meer as 10 mense kos maak nie. So as ons weer carry en reis verkoop, moenie koop nie. Okay. Ons gaan jou doodmaak dalk. Want dit was die besluit wat ek geneem het. Ek het gesê, Here, hierdie huis gaan nie geld genereer vir hulle self. U is die een wat voorsien. Soos aan die Lewiete gaan u ook aan ons voorsien. En die Here doen. Ons het 'n gemeentevergadering oor 'n kort tydjie, maar ek wil gou hierdie statistiek vir julle gee. Toe ons hier gekom het, en het niks met my te doen nie. Toe ons hier gekom het, was die gemeente in 2019. Toe was die inkomste per jaar net so rapsie onder die 700.000 gewees. Ons het hierdie jaar gedraai, en nou kan ek nie presies onthou nie, kan een van die kerkraadslede my help, was dit 3.4 miljoen wat ons hierdie jaar ingekry het. Die totale inkomste, ja, prys die Here, die totale inkomste van hierdie kerk was 4.2 miljoen rand hierdie jaar. Is die Here nie amazing nie? En dan vra die ouens by die streek, wat doen jy? Hoe oortuig jy die mense? Dan sê ek doen nie. Die Gees van die Here oortuig hulle. Want hier praat ons nie oor dit elke Sondag nie. Ek gaan nie jou op 'n skuldgevoel sit om te gee nie, maar vandag wil ek jou leer hoe dit werk. Die feit dat soveel mense gee, beteken daar's 'n waarheid en 'n krag aan dit. Want iets gebeur, dat dit eskaleer. As jou tiende eskaleer, beteken dit die Here voeg by. Is ek reg? Offerande,
lofoffer, tiendes werk dan so. Ek het hierdie neergeskryf. Tiende is gehoorsaamheid en beskerming wat gebied word van God af. 'n Offer is vrywilliglik en dis aanbidding vir God. Die verskil tussen die twee is, dat die tiende is 'n vasgestelde bedrag en die offer is uit jou oorvloed en uit die liefde vir God, wat jy 'n offer bring. En jy gee nie die geld vir my nie. Ek het nie julle geld gebruik, wat ek uit die boks uitgehaal het om 'n vliegkaartjie te koop nie, okay? Ek verdien 'n salaris soos 80% van julle wat hier sit. Dit is nie aan ons wat jy gee nie. Dis nie aan die gebou wat jy gee nie. Jy gee vir die Here dat sy werk kan aangaan. En as daar groei is, beteken dit die organisasie waarby jy gee, is besig met die regte goed. En dit is die koninkrykswerk. Is ek reg? Amen. Ek wil gou oor saad gesels en dan gaan ons 'n dankoffer en dan is ek klaar. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11 praat oor die saaiproses en hy sê dan daarso, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid nie en ook nie uit dwangheid nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou saadse beginsel, en ek het weer navorsing, ek doen elke jaar my navorsing van vooraf, ek probeer nie die preek herhaal nie, want ek wil weer seker maak, alle inligting wat ek het is korrek. Saad word gesaai vir spesifieke geloofsdoelwitte, so sending, behoeftiges of vir projekte. Dis waarvoor saad gaan. Wanneer ons praat oor saad, dan gaan dit oor God is die voorsiener van die saad en ons is die saaiers van die saad in 2 Korintiërs 9 vers 10 en hy vermeerder dit deur geloof. Die oomblik wat ons oor saad praat, is dit 'n besoekende prediker vir sy bediening. As 'n persoon wat 'n bediening het, in persoon, vir jou sê, jy moet jou tiende vir my gee, want ek doen sendingwerk, vra hom die versie. Al wat ek sê, vra hom die versie. Mag ek my tiende gebruik vir hierdie en daai en om die armes pastoor, jy weet, ek doen wat ek moet met my geld, wat ek vir die kerk wil gee, elke, is reg. Solank jy binne die skrif bly. En as jy nie in my gemeente is nie, nog beter, want dan kan jy by jou gemeente gaan bless, want dis waaroor dit vir my gaan. Jy moenie verward raak nie. Saad is geld wat jy gee vir 'n spesifieke doel, vir 'n sendeling, vir werk, vir 'n evangelis, dis die ekstra wat ons bring om te sê, ons wil jou bless. Hoe werk die saad? It's the multiplication principle. So jy saai in sy bediening in, hy gaan op 'n uitreik, hy bereik 4 miljoen mense, en daai 4 miljoen mense se name kom onder jou naam, wat sê dat jy het in die koninkryk gesaai, gemobiliseer, dat hy die evangelie kon uitdra. Verstaan julle dit so? Johan kom weer volgende week, en gaan ons dit weer so verduidelik, maar dis min of meer hoe die situasie werk. Goed. Dan wil ek gaan na, ons nou al daai goedjies hanteer, 'n dankoffer, en ek sluit af daarmee. In Levitikus 7 vers 11 tot 21, hierdie is 'n eenmalige offer, dit is nie wat ons hier doen nie, ons het gewoonlik 'n maand van dankbaarheid of 'n dankoffer gehou, ons doen nie dit nie. As jy so voel in jou hart, kan jy dit doen. En as jy dit by jou kerk kan doen, nog beter. As jy jou dankoffer wil aanwend vir iets, asseblief, doen dit. 'n Dankoffer gaan oor die volgende. Dit staan in die skrif, en dit is die wet van die dankoffer, wat hulle aan die Here bring. En as die offer wat hulle bring, 'n gelofte of 'n vrywillige offer is, want onthou, hulle het lewendige diere gebring, nê? Moet dit op dieselfde dag geëet word. En op die volgende dag, dan kan dit geëet word, dit mag nie, dit moet geëet word op die dag, as hy die offer bring, en op die volgende dag, dan kan dit geëet word wat daarvan oorbly. En as iemand aan iets onreins raak, aan die onreinheid van 'n mens, of aan die onrein dier, of aan enige onrein verfoeisel, en dan eet van die vleis van die dankoffer wat die Here toekom, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Nou 'n dankoffer werk so. Hulle het dit gebring,
Die offer, daar was brandoffers, daar was sekere diere wat heeltemal weggebrand was, dan was daar offers wat gemaak was, wat slegs die priester van kon eet, en dan was hierdie die voorhofoffers, was hierdie offers gewees. Nou ek dink, dit was eintlik maar net 'n baie groot braai gewees. OK, kan julle dit hoor? OK, julle wat nie vanmiddag braai nie, jammer, want ek gaan julle nou vertel van 'n braai. So, hulle het die offers gebring, en dan het hulle geëer daarvan. Daar was 'n samesyn en 'n dankoffer van God se goedheid en guns. En dan was dit weggebêre en die volgende dag, want onthou, die mense het opgetrek na die tempel toe. Dit was nie soos ons wat gou kerk toe kom, huis toe, checkers toe en dan so middagslaapie nie, né? Mag ek oor die middagslaapie iets sê? Ek het iets geleer in Robertson. Trek jou pyjamas aan en klim in die bed. Moenie lieg vir jouself op die bank. As hy wee karretjies verbykom, klim in jou bed. OK, dis wat ek gaan doen en vanmiddag gaan doen. Waar was ek? Braaivleis. OK. So hulle het opgetrek en hulle het daar gebly in tente om die tempel. En dan het hulle weer die volgende dag gegaan. Is dit nie amazing hoe die Here gewerk het? Dat sy reëls het praktiese reëlings uitgesorteer. Nou ek persoonlik sou nie van die dankoffer die volgende oggend geëet het nie. Want gisteraand het ons lekker gebraai en hy steaks het nog so gelê. Toe sê ek vir my vrou, vat dit dan, hoef jy nie môre kos te maak nie. Sy kyk sy vir my, sy sê, gaan jy dit eet? Ek sê nee. Nou julle weet oor my wit beddegoed issue, ek eet nie opgewarmde kos nie. OK, so moenie vir my ietsie bring wat jy gaar gemaak het, en dink die microwave het hom nie, hy doen nie. OK? Ek sal eerder 'n peanut butter bietjie kan voel hoe julle my judge. En die eerste sin wat julle sê, jy het nog nooit swaar gekry nie. Nee, julle beplan nie reg nie. Hoekom moet jy al jou kos een dag gaar maak en 'n hele week daarvan eet? Nee man, maak elke dag 'n stukkie gaar en jy het vars kos, elke dag, OK? Hy was verniet, dit is 'n tip gewees, OK? Maar hulle het toe die volgende dag teruggegaan en geëet daarvan. Hierdie dankoffer was 'n aanduiding van in die voorhof, buitekant, dat ons sê net dankie Here, dankie Here. Hierdie was aan bedrag gekoppel, aan 'n dier. Ek voel in my hart dat ons het hier in die sange ook so 'n dankoffer gebring. Want dit was waar hulle gesing het, al julle volke, klap julle hande. Hulle het daar rond gedans en gesing en saam die Here geloof. Was nie die allerheiligste nie, dit was nie aan die kant die voorhangsel nie, hulle het die buitekant sommer net eer aan die Here gebring. OK, so volgende keer kan ons dalk die braais uitsort. Dan kan ons hier by die voorhof dankoffers bring. Ek sal help eet, ek's van die Lewiete, OK? Goed, so dit is 'n dankoffer, Psalm 50:14 sê 'n offer aan God wat lof is, en jy betaal ook dan 'n gelofte aan die Allerhoogste. Psalm 116:17 sê, ek sal aan u 'n offer van dank bring. Wil afsluit deur die woord gelofte. Wanneer ons, en jammer nou, hierdie is nou vir die boere storie. Wanneer ons aan gelofte dag dink, is baie van ons baie ernstig daaroor, dat met die slag van Bloedrivier het ons 'n gelofte afgelê voor God, dat ons dit sal aanhou vier. Is ek reg? Vir hom dankie sê sal onthou. Is ek reg? Ag, julle kan maar knik. Wanneer jy byvoorbeeld vir God sê, Here, ek het nodig dat u vir my 'n huis sal voorsien. 'n tipiese dankoffer gaan saam met daai gelofte, wat sê, Here, as u vir my die huis voorsien, dan sal ek vir u 'n offer bring. Of dit 'n numeriese offer by die kerk, of in die dorp, vir die huis, vir die armes, vir 'n sendeling, vir 'n evangelis, waar ook al, ek gaan 'n dankoffer bring, is 'n gelofte wat ek maak, om te sê, as u hierdie doen, dan sal ek vir u dankie sê op 'n bepaalde wyse. En dit is 'n dankoffer. OK, het julle dit nou? Almal, julle is nou so kwaad oor hierdie geld gepraat, jong. Julle dink nou klaar, wat moet ek nou vandag gee? Is dit nou die dankoffer of waar? Gaan braai hy met my geld? Jy weet nou nie wat aangaan nie. Ek het gebid oor die diens vandag en ek vertrou dat die Here julle oortuig van wat reg is. En ek wil julle nie oortuig om die kerk te verryk nie. Ek wil nie arrogant klink nie, maar ek onthou een Sondag het ek gesê, jy kan jou geld vat en met dit huis toe gaan. Ek staan nie vandag hier omdat ons in die moeilikheid is, of dat hierdie kerk geld nodig het nie. Ons spandeer 65% van ons inkomste.
Ons het oor R1 miljoen gespaar hierdie jaar. Ek staan nie hier omdat die kerk desperaat is nie. Ek staan hier omdat die woord van die Here, die waarheid vir ons geraak het, en ek soek dit vir julle. Ek wil hê dat dit met julle moet goed gaan. Ek wil hê dat die Here moet voorsien in elkeen van jou behoeftes. Ek wil hê dat die Here moet jou klere langer laat hou, moet jou wingerde oppas, moet jou vrug op die lande bring. Ek wil hê dat dit met julle moet goed gaan. Die heel eerste ding wat ek doen, en ek gaan regtig afsluit met dit, is hier op my kop staan minus 10% special. En ek stout vir 'n special, hoor. Ek koop 'n ding met 'n rooi sticker sonder dat ek hom nodig het. Sal nog van die tannies, ek weet die ooms is meer, okay, goed. Dat's definitief, ons sal na die tyd sirkeltjie. Ek werk by die kerk minus 10%. Ek betaal heel eers my 10de voor ek enigiets betaal. En ek sê leviet, ek werk by die kerk, want ek weet wat die waarde daarvan is. Mag die Here julle oortuig, mag hy julle seën, en mag julle die guns van die Here oor julle lewe beleef. Okay Alex, ek kan nie my 10de bekostig nie, die band kan opkom, dankie Rikus julle. Weet julle hoe ek my 10de begin betaal? Deur om te gee wat ek het. Ek het nie aan die begin my hele 10de gegee nie. Ek het eers klein begin, om te sê, Here, 'n gelofte, ek gaan aanhou gee, tot ek in die posisie is, om my 10de te gee, en te weet, dat ek kan iemand bless. Is ek reg? Moenie skrik op die lyf jaag in jou sommetjies. Jy moet 'n blymoedige gewer wees. Hierdie moet 'n offer wees vir God. Nou wil ek gou hierdie vraag vra. Voor ons gaan staan en ons gaan verder sing, maar julle weet hoe werk dit nou. Jy is welkom om aan te hou sing. Jy is ook welkom om te gaan. Want wat ek wil hê is, as jy vir my sê vandag, Alex, die Here was vir my goed in 2025, wil ek hê jy moet opstaan in jou sitplek. As jy vandag kan sê, die Here was vir my goed in 2025, wil ek hê jy moet opstaan. Hoef jy almal op te staan nie? Luister, ons het seisoene in ons lewe, hoor. Dit gaan partykeer rof. Ons oordeel nie. Dit gaan partykeer rof. So as jy wil sit en sê, dit was nie so great gewees nie, is jy welkom. Want die opstaan was nie om te sê, julle het gearriveer nie. Die opstaan was om vir die Here vandag te sê, Here, ek sou nie 2025 gemaak het, as dit nie vir U was nie. En ek het gevra, dat Rikus die tweede deel van sy worship set, net liedere maak wat eer bring aan God. Maar ek wil 'n seëngebed oor julle bid. En dan wil ek hê, daar waar jy staan, as iemand langs jou sit, wil jy nie net jou hand op hulle plaas nie. Asseblief. Sit net jou hand op iemand. As hulle sit jou hand op hulle skouer. Want Abba Vader, U goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe. Ek wil vra, Here, dat U sal aanhou seën, dat U sal aanhou voorsien in goedheid en guns. Here, as ons nog nie gehoorsaam is nie, U is nie 'n mensekind dat U dit teen ons sal hou nie. U genade is elke dag nuut. Maar Here, ons kom staan weer voor U en sê, dit gaan nie oor wat ek gedoen het nie. Dit gaan oor wat U gedoen het, Here. En ons wil 'n lofoffer bring. Ons wil sommer net vandag kom sê, Here, saam met ons boeties en sissies wat om ons staan, U goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe. Mag die vensters van die hemel oor hierdie mense oopgaan. Mag dit reën oor hulle, al U seën. En ek bid dit in Jesus naam. En Nyler weet nie wat hy nou gaan doen nie. Ek weet ook nie wat Nyler gaan doen nie. But Nyler, if you've got a pray it for us. If you've got a word, give it, please. Testimony, please share with us. Just that image of Jesus on the last day of the great feast when He stood up and in a loud voice He declared, He said, anyone that is thirsty, let him come to me and let him drink.
and from deep within him, living waters shall flow. And he was Yes. talking about the Holy Spirit. And Thank you. as we give a thank offering now, as we go into a time of worship, I just want to encourage you to lift up your hands, to Yes. open your hearts. Yes, thank What father, when his son comes and says, I'm hungry, give Yes. me food, would give him a stone? How Yes. much more wants our Father in heaven when we ask for the Holy Spirit, give us? And today I just really sense that Father wants to release his Spirit into our lives. Thank you, Lord. Because as we go from this place, he's expecting us to be fruit bearers, not just fruit on our land, but fruit bearers in our daily life. you, Lord. These matriculants, as they go and write their final exams, and as they get ready to go into life and the next season of their lives, so many of us are standing on the precipice and wondering, what is next, Lord? What is next for me? And I just sense Father saying, I've already spoken to you. I've already called you. I've already called you to be fruit bearers, to go out there, to bear my name, to declare my name. I have poured out my love into your hearts through the Holy Spirit so that you may love one another. And so may we just today cry out to you, Father, and may you release your Spirit without measure in the name of Jesus. Thank you that you have not left us as orphans, but that you have given us your Spirit to enable us to do all things through Christ Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. So ons nooi julle, dankie Nyler. It was the word confirmed for me too. As die gees van die Here in jou is, nê, dan kan kom wat wil. Dan kan kom wat wil, jou oë is op hom gefestig. Ons gaan afsluit, ek sê weer, 2 dienste volgende week, asseblief onthou dit. Jy is welkom om te bly. Ons gaan nog 3 liedjies sing, so dis die worship set. Of jy is welkom om te gaan. Wat ek wil vra is, as jy wil gaan in die eerste helfte van die eerste liedjie asseblief, dat die ander ouens kan worship. Jy nou nie hier, as hy nou in die Here is, dan tap jy nou vir hom om jou rytjie uit te vat nie. Hierdie is die huis van die Here. En as jy vanmôre gebed nodig het, nooi ek jou tydens hierdie worship set om vorentoe te kom. Die bidspan is hier. Jy kan agter toe gaan. Daar agter is van die gebedspan mense. Kom asseblief, laat ons vir jou bid. As jy vanmôre sê dit gaan nie goed finansiëel nie, ek het 'n deurbraak nodig, kom. Laat ons saam met jou bid hierso voor. Goed. Baie dankie, Rikus.